Dankie, Hemelse Vader, dat ons vanmôre saam kan vergader in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus. En soos ons vanmôre al hierdie liedjies gesing het, hierdie prys tot die ewige God, het alles oor Jesus gegaan. Word U in ons midde verheerlik. Here, laat alles wat ons sê en doen tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk sal wees. Geen mense koninkryk, geen mense verering nie, maar U koninkryk is my gebed in Jesus naam. En U sê amen. Wonderlik. Prys die Here. Ek is baie bly vir U wat U is. Prys die Here. Halleluja. Ja, halleluja, oom Nico. Ek wil so 'n bietjie gesels, ek het begin om die Bybel weer van voor af weer te lees, van Genesis en van Matteus. So ek probeer elke week, elke dag 5 boeke van die Ou Testament te lees, en 5 boeke van die Nuwe Testament. En dan ontdek mens weer opnuut skatte. Wie weet dat die woord van God word nooit oud nie. Elke keer as jy hom oorlees, dan kom jy agter, wow, hier's nog 'n nugget, hier's nog 'n skat, hier's nog 'n diamant, wat jy het hom hoeveel keer as skrif gelees, maar jy ontdek hom net weer nuut. En Heilige Gees bring dit so op vir jou. En in Matteus 5 vanaf vers 11 tot 16, wil ek gou met u praat oor die bergpredikasie. Soos ek reeds gesê het, die Engels sê eintlik nou Jesus teach on the Mount of Olives. So dit gaan eintlik oor 'n leering wat Jesus vir ons lank voor toe hy op die aarde was gegee het. En u weet, ek sê ons moet al Jesus se woorde gaan leer en ons eie maak, dan sal ons nie sommer struikel nie. Want baie keer verstaan ons die situasies nie, ons verstaan nie wat gebeur hier nie, maar wanneer ons teruggaan, toe Jesus op die aarde was, voor die kruisiging, voor die opstanding, en voordat hy opgevaar het na Vader toe, het hy reeds vir ons gewaarsku, het hy reeds vir ons eintlik gesê, dit gaan gebeur. Maar, elke keer sê, hou goeie moed, Jesus het die wêreld oorwin. So Matteus 5 vers 1 sê die volgende. As jy nou gaan kyk voor die tyd, het Jesus nou sy disippels gemaak en gesê, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak, boontoe, in Matteus 4, en toe, hy die skare sien, want toe begin die skare Jesus nou volg, ne? En toe hy die skare sien, het op die berg geklim, dit is nou the Mount Olive, ne? So, die Olyfberg, toe het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom gekom. 5 vers 2 sê, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou, hierdie is nou nie arm van gees soos wat ons dit eintlik verklaar of bedink nie. Dit is eintlik mense wat baie nederig is, baie diep afhanklik van die Here is, wat nie groot verwagtinge van allerlei nonsens het nie. Hulle weet net God is hulle bron. En hulle is nie arm van gees nie, met ander woorde, dit is nie dat hulle 'n tekort aan die Here het nie, maar hulle het 'n tekort aan die verkeerd en 'n tekort aan al daai ander dinge wat nie reg is nie. Nou, ek wil gou iets sê van 'n berg. Wat toe Jesus nou op die berg geklim het. Ek het so 'n paar jaar terug het ek 'n droom gehad. Want hier is nou die bergpredikasie, het ek 'n droom gehad. In Sekunda vat iemand ons na 'n berg toe. En daar's 3 mense, daar's 2 manne en ek saam met my. Ek
weet nie wie is daai mans nie. Dit kan engele wees, ek weet nie wie is hulle nie. Maar hierdie man wat ons gevat het na die berg, toe die berg is net die buitekant Sekunda, ek sien, ek kyk so oor Sekunda. En hierdie man sê, maar ons gaan julle vandag dood. En die hele tyd voel ek geweldig onrustig in my gees. Ek en hierdie twee manne is so by mekaar. En daar is sulke amper soos doolhowe, nou sit die mense so in wag, en ek kyk so aan die regterkant sien ek, maar daar is so 'n rooi gloed wat skyn. En nou wag ons totdat ons weet, ons moet so aanskyf, totdat nou ons weet is, na daai gloed toe. En toe ek nou naby die ding kom, toe ons so aanskyf en ek kom naby die ding, sê ek vir myself, ek gaan nie daar geloop word nie, want dit lyk soos die poel van vuur. Maar so rooi gloed. En toe ek nou amper teen hom is, toe sien ek, maar dit is net 'n kookpot van vuur. En hierdie twee mans is op die hele tyd by my, en daai persoon sê kom, maar toe ek nou in die geestesrealm sien, toe sien ek almal van hulle het 'n swart klouk, jy weet mos wat is 'n klouk, oor hulle koppe. En ek sê vir daai persoon, jy sal my nie hier dood nie. Ek gaan nou, maar daar sê ek weet nie of ons op die berg gekom nie, en daar is nie 'n plek om af te kom van die berg af nie kry. En ek gaan staan op die lys, saam met daai twee manne is aan weerskante van my. Op die lys van daai berg is 'n massiewe hoë berg. En daai een sê vir my, wat my nou daar wil loop, nou wie gaan jou hier kom red? Ek sê, my God gaan. En toe ek het sê, toe styg ek en die twee manne op, en ons vlieg af tot onder. En toe ek wakker word, toe droom ek word toe wakker toe ons onderkom, ek droom te verder, en ek sit op 'n telefoon, en ek vertel vir die mense, ek het afgekom van daai berg af. En reg rondom my is net babietjies. Nou dit is ons nuwe siele in die Here, né? Is dit net babietjies, en ek sê nee, ek moet nou eers melkies gee vir die babietjies. So Jesus Christus, hy het ook op die berg gegaan, maar hy het die regte lering gegee. So pas op watter berg jy klim. En wees maar baie versigtig, want ek wil vir julle sê, die duiwel loop soos 'n brullende leeu rond en kyk wie hy kan verskeer in hierdie laaste dae. En soos hy sê, hy het sy mond geopen en begin lees, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jesaja 57 vers 15 sê, want so sê die hoë en verhewe, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plekke en by die verbryselde en die nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Nou dit is waarvan daai vers praat. Salig is die wat arm van gees is. Dit is die mense wat 'n nederige gees het, wat 'n verbryselde hart het. Die vyand het hulle probeer verwoes. Maar wat sê God? Ek, die hoog en verhewe God. Hy sê, ek gaan daai nederiges weer laat lewe, en ek sal die hart van die verbrysseldes weer genees. So salig is jy, as jy vernedering deurgaan. Salig is jy, as hulle oor jou hart 24/7 loop, want God sê, die hoog verhewe, alomteenwoordige, heilige God sê, hy sal hulle weer laat lewe. Al dink hierdie wêreld, en jy sien die tyd, wanneer jy mos nederig is, en wanneer jy die vyand wil jy mos heeltemal altyd uitgee. Maar wanneer jy 'n nederige mens is, wil hy ons op jou trap en jou vertrou. Maar wanneer die Here sê, salig is jy, want ek gaan jou weer laat herlewe. Ek gaan jou verbryselde hart genees, en ek gaan elke nederige van gees, gaan ek laat herlewe. Jy sien, hierdie persone word gekenmerk aan 'n lewe van 'n goddelike geregtigheid. Verstaan jy nou,
Salig is die arm van gees. Hoe kosbaar is, ek wil eerder 'n arm van gees wees, as dat ek 'n hoog en verhewe een is, wat op my troontjie sit, en dink ek is untouchable, maar God kan net sy asem van my al wegtrek, en ek bestaan nie meer. Kom ons kyk eers na die woord waarmee Jesus elke sin begin het, salig. So baie van ons weet nie wat beteken dit as Jesus sê, salig is jy nie. Nou salig beteken, een wat 'n goddelike heil gevind het. Wow, hè? Een wat 'n goddelike heil gevind het. So elke keer wanneer Jesus sê, salig, sê hy, daai persoon, daai arme gees, het 'n goddelike heil gevind. Jy is 'n besondere geseënde en 'n besondere gelukkige persoon. Salig praat net van 'n vrygespreekte en 'n geredde persoon. So, die Here wil eintlik vir ons sê, elke keer wat hy sê, salig is jy, kind van God, as dit met jou gebeur, maar weet net, ek sê, dat jy is een wat goddelike heil by my gevind het. Is dit nie kosbaar nie, kry? Wow, elke keer wat die Here sê, salig is daai een, het ons goddelike heil by hom gevind. Matteus 5 vers 4 sê, salig is die wat treur, en jy weet wat, wie's baie mense treur in hierdie laaste dag. Salig, met ander woorde, sê die Here, een wat goddelike heil gevind het, is die een ook wat treur. Want hoekom? Want hulle sal vertroos word. Hoe kosbaar is dit om te dink, dat God van elke traan wat onregverdig aan ons gedoen is op in 'n kruik. En eendag gaan God verantwoording vra vir elke traan, maar hy gaan al ons trane ook afvee. Hy gaan ons vertroos, nie net troos nie, ag toe maar, hy gaan ons vertroos. Wanneer jy iemand vertroos, dan genees jy en jy herstel iemand heeltemal. En Matteus 5 vers 5 sê, salig is die sagmoediges, laat hulle maar op jou trap, laat hulle maar van jou skinder, moenie jouself verdedig nie. Hy sê die battle belongs to the Lord. Bly net doodstil. En sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Wat 'n groot belofte is dit nie? As jy soos Jesus die ander wang draai, as jy toelaat dat dan maar op jou gespoeg word, dat op jou getrap word, en jy bly sagmoedig, met ander woorde, jy bewaar jou hart, die meeste van alles. Jy spreek vry, jy seën, jy bid vir jou vyande, dan is jy 'n sagmoedige persoon. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Wie het honger en dors na geregtigheid? Ek soek geregtigheid 24/7. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wie gaan hulle versadig? Wie praat hier? Jesus Christus gaan ons versadig. Die vyand dink hy wen nou met elke ongeregtigheid, selfs wat aan jou gedoen word, kind van God, selfs wat aan hierdie wêreld of aan die ander kinders van die Here gedoen word. Hy dink hy wen nou, maar die Here sê, as jy dors na geregtigheid, dan sê hy, dan sal jy, wat ek net weer sê, hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want julle sal versadig word. Wie gaan julle versadig? Net God kan ons siel versadig. Soos hy liedjie ook sê, ek het alles probeer, ek het al die goud van die aarde, maar is net God, is net Jesus wat my siel kan versadig. Dis net hy, dit maak nie saak wat jy kan die grootste pampelans
sê, jy kan die gelukkigste lewe hê, as jy nie 'n versadiging in jou siel deur Jesus het nie, is ons die armste van die armste op hierdie aarde. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Bewys word. So, Jesus sê, hy hou eintlik al hierdie tipe, kon ons sê, van werkinge dop. Want hoekom sal Jesus dit sê, as dit nie 'n begeerte is by Jesus, dat dit moet plaasvind nie? So as jy barmhartig is teenoor iemand, dan sê die Here, jy sal dieselfde barmhartigheid sal aan jou bewys word. Hoe wonderlik is dit nie, dan wil ek eerder 'n barmhartige lewe lei, om te weet, ek wil my God behaag. Ek wil my Jesus Christus, dit voel vir my toe ek hierdie goed lees, dat Jesus kyk wat sy kinders doen. En ons dink Jesus kyk nie, wat onthou, hy sê ons gaan verantwoording doen vir ons werke, goed of sleg. En daarvoor gaan ons loon kry, goed of sleg, by die weermatroon van Jesus Christus. So nou sê dit vir my, dat Jesus eintlik, as hy sê, salig is julle as julle dit doen, ek wil graag hê, julle moet hierdie goed doen in julle lewe. Ek wil graag hierdie tipe dinge gesien manifesteer word onder julle wat my kinders is, want dan sal julle salig wees. Jy gaan 'n goddelike heil vind. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wow, ek kan eintlik preek oor hierdie een 'n hele dag. Wat maak ons harte rein? Wanneer ons alle kwaad uit dit uithou, hy sê, ons moet ons harte die meeste van alles bewaak, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So, wanneer jy rein van hart is, dan gaan daar 'n oorsprong uit jou lewe, riviere uit jou lewe uitvloei van reinheid. Dit maak nie saak wat hulle van jou sê nie, dit maak nie saak wat hulle skinne nie, dit maak nie saak wat hulle doen nie, jy bewaak jou hart, en jy hou jou rein vir Jesus Christus. Jy is nie deel van die wêreld nie, jy laat nie jou kleed, jou bruilofskleed vuil word nie, jy hou jou rein in alle areas, in die seksuele hou jou rein, in jou gedagtes hou jou rein, in jou handel en wandel hou jy jou rein, in jou spraak hou jy jou rein, en dit wat jy doen vir die Here, hou jy jou rein, en dit wat jy in beweeg, hou jy jou rein, al sit jy tussen die sondaars, jy hou jou rein. 'n maagd, kom ons wees eerbaar, die wyse maagde is almal rein. En hoekom hulle dit gemaak het, was nie net die lampies nie, hulle het om Jesus sê, salig is julle. Hulle het erop rein gehou. En alles, in morele standaarde, ek is besig om 'n studie te doen, jy weet, daar's 12 vrugte van die Heilige Gees, ek kan dit vir julle die lesing later aanstuur. Eintlik daar's 21 gawes van die Heilige Gees, maar ek is besig om 12 te bestudeer. Die Bybel praat net van 9. Nou, een van die 12 gawes is kuisheid. Wanneer laas het u daai naam gehoor? Kuisheid is 'n vloekwoord deesdae, want hoe kaler, hoe beter. Die meisies loop, soos weet jy wat nie, soos daai tannies wat 'n rooi lig op die stoep het, loop die jong dogtertjies, maar die ma's en die pa's laat dit toe. En kyk hoe neem die seksuele sonde toe. Kinders van God, ons moet ons rein hou van hierdie. Ons moet ons betaamlikheid. Die Here het voorskrifte hoe 'n vrou haarself moet bekleed.
Jammer dat ek dit nou reguit sê. Party van hierdie dogtertjies, ek kry die mans jammer. Hulle rokkies is so kort, hulle weet nie waar om te kyk nie. En dit is stukke, nee, ek wil nie daar gaan. Kom ons hou ons rein. Want jy moet jou hart die meeste van alles bewaar. Hou jou hart rein. Maar jy sien, jou hart kan nie rein wees as jy nie rein wandel nie. As jy nie rein praat nie. As jy nie rein dink nie. As jy nie rein spreek nie. As jy die woord van God was ons elke dag rein. Want jy lees hier 'n stuk en sê jy, maar Here, ek is skuldig nie. Vergewe my God. Kom was my met die water van die woord. Ons salig is julle wat rein van hart is, want julle sal God sien. Met ander woorde, jy kan nie leef soos wat jy wil leef, al het jy Jesus aangeneem as jy saligmaker nie. Want hy sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Dan sê hy dan nou, jy wat rein van hart is, julle sal God sien. So ons moet heiligmaking leef 24/7. Ek wil vir julle sê, pas op. Ek ervaar dit. Ek beleef dit. Dat daar is 'n Leviathan gees oor wat my alles wil twis wat ek sê, alles wil verdraai wat ek sê, alles wil verwoes. Maar nou sê ek, my God, ek gaan eerder in vasting en gebed en ek leef rein voor U en U sal werk met die wat dit doen. Ons kan nie meer in hierdie tyd voor die wegraping op ons agterpoot te staan en ons probeer verdedig nie. Gee maar die goed vir jou man, gee maar die goed, hou jou rein in alle bewaak jou hart die meeste van alles. Salig is die vredemakers. Kom ons sê vir jy vandag, met alles wat nou rondgaan hier voor die wegraping, daar's min vredemakers. Kom ek wees eerlik vir u, ek vra eerder 10 keer vir almal om vergifnis al was ek nie sondig, maar al was ek nie skuldig nie. Ek wil eerder 'n vredemaker in God se, want hy het gesê, aansien, jy gaan salig wees, jy gaan 'n goddelike heil vind as jy 'n vredemaker is. Want hulle sal kinders van God genoem word. Wil u en ek 'n kind van God genoem word? Maak eerder vrede. Draai die ander wang. Moenie in 'n geveg betrokke raak nie. Weet jy wat, as daai ou aanhou met jou moeilikheid soek, sê die Here, skud die stof van jou voete af. Jy kan daar nie verder nie. That is an evil spirit. As dit permanent, jy is ons vir ewig nou die probleem, jy sê, maar eintlik is dit hulle eie jaloesie en hulle eie nagaandigheid, maar dan wil hulle die fout by jou vind. Kind van God, bly jy 'n vredemaker. Jy raak nie in gevegte betrokke nie. Seën net, spreek vry en stap aan. Salig is die wat vervolg word. Jy wat vervolg word, jy gaan 'n goddelike heil kry. Hy sê, salig is die wat vervolg word, terwille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Authority, jou heerskappy. Want weet jy wat, God sien dit, Jesus sien dit, hy ken jou handel en jou wandel, hy ken jou sit en jou staan. Nou sê hy hier, hy sê, salig is jy wat vervolg word terwille van geregtigheid. Staan jy net in geregtigheid. Bly by die Here. Jy kan niks uit jouself uit doen nie. Staan in die geregtigheid wat Jesus Christus vir my en u behaal het, die dag toe hy gesterf het op die kruis van Golgotha. En dan sê hy, hoe kan ek en u nou kinders van God genoem word? Want ons is mos nou kinders van God, né? Weet u
nee, hoe kan hierdie koninkryk aan ons behoort? Deur autoriteit, gesag en heerskappy. Want as 'n koninkryk aan jou behoort, dan heers jy in daardie koninkryk. So nou sê die Here, jy gaan 'n goddelike heil vind as jy ter wille van geregtigheid vervolg word. Dan gaan jy die koninkryk van die hemele, al 3 hemele, wat jy sal bind op hierdie aarde, sal gebonde wees. Wat jy opbind, sal in die helm van Satan, in die helm van God, soos in die hemel, so op die aarde. So op die aarde, so in die hemel. So die heerskappy, die gesag en die autoriteit, gaan jou deelagtig word. Bly jy maar net in dit wat God gesê jy moet doen. Salig is julle wanneer die mense julle beledig. Kyk, vir die afgelope ek dink is die van Maart af, is ek al beledig, né? Dat ek agter 'n kansel staan en nie my of ek nog nie in 'n gestig geland het nie. Maar nou sê hy, salig is julle wanneer die mense julle beledig, vervolg, valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontvul. Aansien, Rosa, kry almal hier teenwoordig, jy gaan 'n goddelike heil vind as die mense jou beledig, as hulle jou vervolg, as hulle valslik allerhande kwaad teen jou spreek om ter wille van die Here. Halleluja. Verbly en verheug julle, omdat julle loon in die groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle was. Jesus sê dit vir ons daai dag op die Olyfberg, het hy vir ons gesê. Weet julle wat, hulle presies met dieselfde met die profete gedoen. En weet julle wat? Hulle gaan nog steeds dit aan julle doen. Maar as jy in my bly, en ek in jou, en jy doen wat ek jou sê, en hierdie lering wat ek jou gee, sê hy sê, verheug jy dan, want jou loon, onthou, ons gaan loon kry, by die bema-troon van Jesus Christus, en ons loon is in die hemel, nie op hierdie aarde nie, ons gaan nie hierdie loon kry nie, hier gaan hulle jy nog kruisig, hier gaan hulle jy nog probeer ontbloot, hier gaan hulle probeer sleg praat, hulle gaan allerhande valsheid van jou, en verdraaiings van jou verkondig, maar, weet julle wat, Jesus het vir ons gesê, salig is jy gaan 'n goddelike heil vind, en jy gaan eendag jou loon by my kry. Watter, kan ek sê, great assurance het ek en u nie. Ons het so 'n kort tydjie op hierdie aarde, maar ewigheid, dat ons gaan weet, ons koning Jesus Christus is chuffed up met ons, omdat hy ons reeds gewaarsku het en gesê, bly by hierdie wat ek julle leer. Jy sien, moenie dink, vir 'n kind, 'n ware kind van die Here is 'n lewe maanskyn en rose nie. As jy dit gedink het, sou my die bus het. Want jy gaan dit nie maak nie. Ek het nou die dag te sê vir die Here, hoe is dit dat ek nog nie my sanity verloor het nie? Toe sê, toe haal hy my woorde aan, toe sê, Ansie, but God. Ja, en dis nie die Here, dis nie die Here. Sout, kom ons praat nou van die sout, voor ons gaan nou oor na vers 13, wat hy praat van die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Kom ons kyk eers na sout en lig. Sout voorkom iets, né? Maar lig ontbloot iets of wys iets. Nou sê hy, jy is die sout en die lig van hierdie aarde.
So, wat voorkom jy? Nou, sien jy nou wat het Jesus gesê? As jy dit doen, dan gaan jy iets voorkom. As jy in my bly, en jy bly salig as jy, al hierdie dinge gekom oor jou, weet jy voorkom iets. Met ander woorde, jy is 'n vredemaker op hierdie aarde, né? En jy is die lig, so jy ontbloot iets. Jy ontbloot die lig van Jesus Christus. Jy ontbloot die werke van die vyand, en hy hou niks daarvan nie. Maar ek het vanmôre 'n verrassing vir elke Satan in die hel. Daar's niemand groter as my God nie. Daar's niemand groter as my Jesus nie. Daar's niemand 'n beter leermeester as God die Heilige Gees nie. En al doen hy wat, hy sal nie wen nie. Die bloed van Jesus het hom reeds uitgekleed. Die bloed van Jesus het reeds oor hom getriomfeer en hom in die openbaar tentoongestel. He is a defeated foe. En ons gaan nie in sy strikke trap nie. Amen. Jy sê sout en lig. Dit spreek van 'n volwasse, goddelike natuur of karakter wat ons vir die mense om ons openbaar. Het jy geweet, God is baie meer geïnteresseerd in jou karakter, om jou karakter te ontwikkel na die karakter van hom. As dat hy bekommerd is oor hoe hard jy in tale kan praat, hoeveel gawes jy het, hoeveel werkinge jy doen, hoeveel goeie, God is baie meer stel meer belang in ons karakter, want dit ontwikkel na die goddelike karakter van die Here self. Dan begin ons die natuur van, dit is kom Jesus gesê, salig is julle, as hierdie goed oor julle kom. Salig is jy, want dit ontwikkel jou karakter. As jy nie back-up nie, as jy nie back-off nie, as jy sê, ek gaan staan vir die koninkryk van God, ek staan vir die naam van Jesus, ek staan vir dit wat God my geroep het, en jy back-off nie, salig is jy, want jy sal dit, en dit. Party van die mense kry sommer 'n hele pakket in een. Sê Jesus, ons loon is by hom. Want terwyl ons staan in al hierdie vervolging, en alles wat oor hierdie aarde kom, en al hierdie kruisiging en alles, en al hierdie valsheid rondom ons, bou ons karakter in God self. Matteus 5:13 sê, julle is die sout van die aarde. So met ander woorde, salig is jy, jou karakter ontwikkel het, jy het gebly, jy het in my gebly, jy het nie opgegee nie, maak nie saak wat nie, en sy salig, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, hoekom sal die Here Jesus direk na daai saligheidsprediking van hom sê, maar as die sout laf word, want hy het geweet, daar's baie kompromie, as hulle vervolging, as hulle verdrukking, hulle gaan 'n kompromis sy, either other way, gaan daar 'n manier wees, wat hulle loon van hulle self gaan steel, want dit is nie God wat hulle loon gesteel het nie, dit is nie Jesus wat hulle loon, hulle het dit self by die Here gesteel. Hy sê, wat daai sout as hy laf geword het, maar ander woorde, jy wat iets moet perseveer, en jy wat iets moet ontbloot, iewers in die saligheid, het jy 'n kompromie gesluit. Nou sê, nou daai sout van jou wat moet perseveer, dit het nou laf geword, hy sê, waarmee sal dit gesout word? Daar's niks wat kan herstel, as jy 2 weë bewandel, of 2 bene loop, 1 in die hemel, 1 op die aarde, 1 by die Here, 1 in die sonde nie. Ek sê vir jou sout het laf geword, dat kan niks beweeg, wat hy sout weer sout kan maak nie. Want hulle het nie besef, dat hulle gaan 'n goddelike,
heil vind by die Here nie. En hy compromise met die geringste wat na hulle kant toe kom. Hy sê, daai lawwe sout van jou, want jy moet perseveer. Jy moet 'n vredemaker wees. Jy moet dit wees. Jy moet ek sê vir jou, jy salig as jy dit doen, want ek gaan al hierdie beloftes vir jou gee. Maar as jy gecompromise het, en as jy kompromie gesluit het, dan deeg dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Hoekom buite gooi? Dit is nutteloos. Dit kan nie binne die koninkryk van God wees nie. Dit gaan in 'n koninkryk wees waar mense alles verwoes. En sê, julle is die lig van die wêreld. En hier, dit is ook wat ek nou gepraat het oor daai droom van my wat ek op die berg was. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad. Sê ek is 'n stad. Wat 'n stad is jy? Die nuwe Jerusalem. Want weet julle wat? Ons gaan die bruid gaan die nuwe Jerusalem wees. Daar waar God gaan woon. Die nuwe stad en die nuwe hemel, die nuwe hemel en aarde wat gaan neerdal uit die hemel uit. Luister gou jy sê, 'n stad wat bo hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Stad, nie 'n liggie nie, 'n stad. Kyk hoe sterk sien die Here jou. Jy's 'n stad, man. Jy kan alles perseveer. Jy kan alles verander. Jou karakter verander. Ja, jy gaan in hierdie wêreld verdrukking hê. Ja, dit gaan vas. Maar die Here sê, salig is jy as dit jou gebeur. Maar ek sien jou as 'n stad. 'n Stad gee baie lig. 'n Stad gee beskerming. 'n Stad gee waar mense kan inkom en sê, daar's herberg, daar's oornagfasiliteite, al dat. Ek wil nie vreeslik in die stad ingaan nie, maar hy sê, 'n stad wat bo op 'n berg lê. Dis wat ek en u is. Ons is nie 'n ou liggetjie nie. Ons is 'n stad. Sien julle wat wil die duiwel in ons doodmaak? Want 'n stad gee herberg. 'n Stad gee kos. Nou deesdae is dit takeaways, né? 'n stad voorsien in soveel dinge. En God sê, dis jou kapasiteit. As jy by die saligheidspreek kom bly, dis jou kapasiteit. Dan is jy die lig van die wêreld en dan is jy die sout van die aarde. Maar dit is jou kapasiteit dat jy 'n stad wat alles kan vermaak. Elkeen kan inkom. Al die sondaars kan inkom. Elkeen wat vermoeid en belas is kan inkom. Ek sal hulle rus gee by daai stad wat waterstrome, lewende waterstrome het. Wow! Hy sê, julle is die lig van die lees. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie. Nou wat is hierdie lamp? Dis jou geestelike vermoë. Nou ons sê altyd, die woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Jy sien, jou lamp is baie groot hoe meer woord jy in jou het. Niks kan jou lamp laat brand, behalwe God die Heilige Gees en die woord van God nie. Hoe meer woord jy het, hoe meer Heilige Gees. Hoe meer intimiteit jy met die Here het, hoe meer gebedslewe jy het, hoe meer Heilige Gees. Nou hy sê, wanneer jy so aan die brand is, en jy skyn vir my kind, kan jy dit nie onder 'n maatemmer gaan sit, onder 'n maat, jy kan nie vir God bepaal, wanneer, hoeveel, wat nie. Jy kan ook nie 'n maatemmer meet goed af, né? Kom ons oor een daarmee. 'n Maatemmer meet goed. Jy kan nie onder 'n maatemmer gaan sit, en afmeet hoe God deur jou wil werk, of God
wat wil God doen in hierdie wêreld nie. Hy het gesê, jy is die son, jy is die lig van, hou op om dit daaronder, vat jou roeping, vat jou bediening, vervul jou bediening, doen dit waarvoor God jou geroep het, en jy sal wees 'n stap op 'n berg. Hy sê, jy sit dit op 'n staander. Sê dit nie vir jou soos Openbaring nie, waar hy deur gaan kom, en hy gaan kyk na ons lampe, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Hy het nie gesê vir almal wat nog inkom nie. Watter huis, praat hy nou van 'n kerk, praat hy net vir jou fisiese, hy praat van die liggaam van Jesus Christus. So daar's verskillende fasette, daar's vir die wêreld, en daar's vir die koninkryk van Jesus Christus. So ons moet skyn, ons moet hom op 'n lampstaander sit, dat as mense inkom en sê, waarlik, Kryk is 'n man van God, dat die Rosa is 'n vrou van God. Hulle sien dat ons is aan die brand vir die Here, en dit skyn vir almal wat in die huis kom. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Hierdie werke is nie charity nie, teenoor ander nie, maar is eerder die goddelike karakter wat ons tentoonstel aan die ons. Salig is jy as hulle jou vervolg. Salig, dis 'n goddelike karakter daar. 'n karakter, 'n goddelike karakter of natuur van integriteit, eerbaarheid, vrede, liefde, barmhartigheid, goedheid, so kan ek aangaan. En so word God verheerlik in ons lewe. Wat 'n voorreg. Salig. Gaan lees hy salig. Salig is jy as dit oor jou kom. Want weet jy wat? That produce salt and that produce light in your life. To be the character of a godly character. En ek en jy moet regtig daarby uitkom om te sê, weet jy wat, ek draai die ander wang. Al word ek ook vervolg, ek praat die heel aand met die Here. En ek moet vir jy sê, ek is van gister af geweldige aanval. En ek praat die heel aand met die Here, ek het min geslaap gisteraan. Toe sê ek vir die Here, ek sê, Here, weet jy, in die tronk het ek nie vir Paulus gekeer om nog steeds losstand uit te sit nie. Want ek wou eers nie die diens gehou het vanmorgen nie. Toe sê die Here, nou wat keer jou aansien? Do you've got a godly character to bless everyone? Gaan jy weet dat ek sê dat jy gaan 'n goddelike heil vind as jy al hierdie goed verdra? En jy sal sout wees, en jy sal lig wees. En onthou net, ek wil vir jy sê, elkeen in hierdie wêreld wat toegesit het aan die verdrukking, hulle moet op hulle knie gebuig voor Jesus Christus, op punt vir hulle dan hulle sal repent. Want ons harte moet wees om vir ons vyande te bid, en mense vry te spreek, en om mense te bid dat hulle werklik waar by die Here uitkom. Ons hoofdoel is om siele van God by mekaar te maak. Dat mense werklik die koninkryk van God sal inkom in die laaste dag. So dit is 'n kort gedagte wat ek vir u wil los. Salig is julle as al hierdie goed oor julle pad kom. Maar dit gaan 'n sout en moenie jou stad vir enige mens op daai berg wegsteek nie. Moet ook nie 'n maat emmertjie vat en vir God sê hoe of wanneer hy deur jou moet of wil werk nie. Wie bless, ek gee oor aan die dag.
het ook Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: by mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Amen. My vraag is, glo ons wat Jesus hierso vir ons sê? Amen. Die volle sin, elke woord wat hy hierso vir ons sê. Nou Jesus moes op die kruis, moes hy doodgaan. Eerste vir die redding van die mensdom. En tweedens vir die Nuwe Testament, Amen. waar ons geliefdes, ons boeties en sissies wat doodgaan, dat hulle siele en hulle gees kan opstyg na die paradys toe. Amen. Die liggaam bly ongelukkig bly op hierdie aarde. Maar God se genade is nog groot. Amen. Vir die Ou Testament mense het Jesus in die hel ingegaan en vir hulle gepreek en vir hulle keuse gegee Amen. om by hom te kom, volgens Petrus. Die boek Petrus. Ja, so, ja. En dit wys vir ons, soos Jesus opgestaan, 500 mense het gesien hoe hy opstyg in die wolke. Daar was 11 disippels, hulle het nog een gekies. En soos die prediking gegaan het, was daar 3000 mense wat uitgekom het. En die hele wêreld het van Jesus gehoor. Amen. En so is baie mense in baie lande verander, waar hulle Christene geword het, waar hulle Jesus gekroon het in hulle lewens. Amen. Daar's een Suid-Afrikaanse prediker, evangelis wat nou tans in die FSA besig is. En wat ek daarso, sy naam is Wessel de Bruin. Ja. Maar wat ek daarso hoor, is elke dorp, elke stad, waar hulle gaan, tree die Here verskillend op. Is so. Siele kom in, al die verskillende genesings, wat daarso plaasvind. Dis vir my wonderlik om te hoor wat God doen en wat hy kan doen en wat hy wil doen. Amen. En as ons kan glo wat Jesus vir ons sê, waar hy elkeen van ons wil gebruik, en in hierdie onsekere tye is God nog op die troon. Amen. En wat die wonderwerke in ons land nog gaan gebeur, soos ons bid, so raak die Here mense aan, selfs van die sataniste. Ek luister na hierdie een. Hy sê, 'n satanist, daar's 'n 5% kans dat hy by Jesus kan uitkom. 'n 5%. Sure. Maar as God 'n mens wil aanraak en hulle wil verander, hy is God. Hy kan dit nog steeds doen. Stem saam. Amen. En die wonderwerke gaan nog gebeur. Al baie keer jy bid en jy's op 'n dag, dan sien jy veranderinge. Moenie ophou bid nie. Amen. Moenie ophou glo nie. Ons God supernaturally, hy doen en hy gaan doen. Amen. En soos pastoor sê, in die geestelike realm
is 'n baie beweging. God gaan magtige deurbrake doen en maak vir die mens. Ons moet net glo en ons moet net vertrou. Amen. Vertrou in hom. Amen. Hou jou oë gefokus op Jesus Christus. Amen. Dit is my boodskap. Dankie. Amen. Prys die Here. Sal Tannie